Goeiedag. In hierdie video gaan ons hoofsaaklik kyk na eksponente, negatiewe eksponente. Kyk asseblief ook na die volgende twee video's, eksponente negatief 2 en 3. Daar sal ons meer oefening doen met wat jy in hierdie video geleer het. In hierdie video gaan ons jou 'n klomp goed leer wat met eksponente te doen het. Baie van dit weet jy dalk, ander goed moet jy net bietjie versigtig mee wees. A tot die mag 3 beteken A maal A maal A. Indien jy 'n mag kry met 'n grondtal en 0 as eksponent, is die antwoord altyd 1, solank daai grondtal net nie 0 is nie. 0 tot die mag 0 is ongedefinieer in wiskunde. Indien jy 'n mag het met 'n grondtal en 'n negatiewe eksponent, kan jy mos 'n breuk gaan skryf met 1 op en dan word hierdie mag 'n grondtal met 'n positiewe eksponent. Sou jy 'n breuk kry met 'n mag wat hier onder staan met 'n grondtal en 'n negatiewe eksponent, kan jy hom opvat, 'n plekhouer van 1 onder sit en dan daai eksponent positief maak. In hierdie geval sal die antwoord dan net A wees. 'n Bietjie teoretiese feite wat nie heeltemal dalk vir jou sal sin maak nie, maar dit is feite. Die ding binne in hierdie sirkel noem ons alles saam 'n mag. Die twee wat jy hieronder sien word die grondtal genoem. Hy is altyd positief by eksponente. En dan 3, die dingetjie daar in die lig, is 'n eksponent. Hy kan enigiets wees, 'n breuk, negatief, veranderlik is enigiets. En 'n mag is altyd positief. Dit beteken nie die antwoord gaan altyd positief wees nie. Voorbeeld hierso, min 2 tot die mag 3. Die minus is los, maar die mag self is positief. Daarom is die finale antwoord, minus 8. Kom ons hersien gou die basiese wette. Eerstens, as ons 'n mag het, wat ons maal met 'n ander mag, en die grondtal is dieselfde, skryf ons die grondtal 1 keer neer, en ons plus die eksponente. Voorbeeld, 2 tot die mag 3, maal 2 tot die mag 4, skryf ons die 2 1 keer neer, en ons plus die eksponente, antwoord 2 tot die mag 7. Tweede wet, as ons magte deel, en die grondtal is dieselfde, skryf ons die grondtal 1 keer neer, en ons minus die eksponente in die lig. Voorbeeld, 2 tot die mag 4 gedeel deur 2 tot die mag 3, skryf die 2 1 keer neer, en minus die eksponente, antwoord 2 tot die mag 1. Indien ons 'n mag verhef tot 'n mag, dan maal ons die eksponente in die lig. So daar's 'n klein enetjie en 'n klein enetjie, n maal 1 gee vir ons daai en n maal 1 gee vir ons daai n. In hierdie voorbeeld, ons daai 3 maal met die 1 en die 3 maal met die 2, finale antwoord 2 tot die mag 3, e tot die mag 6. Hierdie is dieselfde as daai 1, ons gaan daai eksponent maal met elke eksponent in die lig. Voorbeeld, as ons so 'n situasie kry, gaan ons daai 3 met daai 2 vermenigvuldig en daai 3 met daai 3 vermenigvuldig. Stop die video en maak seker jy verstaan hierdie 3 basiese wette. Indien 'n grondtal nie 'n eksponent het nie, het hy eintlik 'n klein enetjie in die lig. Indien 'n veranderlike nie 'n eksponent het nie, het hy 'n klein enetjie in die lig. Versigtig altyd as jy met 'n grondtal 1 werk, 1 tot die mag 17 is 1, so 1 tot die mag enigiets is altyd 1. Hierdie minus is los, so hierdie is 1, maar die minus wag voor hom. Hierso het ons 'n minus 1 tot die mag 4. Dit beteken ons gaan eers die minus, maal 'n minus is 'n plus, maal 'n minus is 'n minus, maal 'n minus is 'n plus, dan skryf ons die plus, en dan 1 tot die mag 4 is 1. Indien jy by eksponente 'n hakie kry met 'n minus, en daai is 'n ewige getal, gaan jou finale antwoord 'n positief wees. As daar 'n minus is, en daai is 'n onewige getal, gaan daai altyd 'n minus wees. Kry jou kop daarom? Reg in die begin van die video het ons vir jou gesê, enige mag met 'n grondtal tot die mag 0 sal 1 wees, solank die grondtal net nie 0 is nie. So 7 tot die mag 0 is 1. Die minus hier is los, minus 7 tot die mag 0 is minus 1. En onthou, enige mag tot die mag 0 is 1. Maak nie saak wat binne in hierdie hakie staan nie. Ek soos in die begin van die video gesê het, indien jy 'n mag kry met 'n negatiewe eksponent, kan jy die hele mag op 1 gaan sit, dan 'n plekhouer bo hou en die hele mag onder toe bring en die eksponent positief maak. Net so, indien jy 'n breuk kry met 'n mag met 'n negatiewe eksponent, kan jy die hele mag boontoe vat en die eksponent positief maak op 1. Dit sal dan dieselfde as die wees. Ek stel voor dat jy hierdie 7 magte van 3 sal gaan neerskryf en oefen wat ek jou nou gaan wys. 3 tot die mag 0 is 1, 3 tot die mag 1 is 3 self, 3 tot die mag 2 is 3 maal 3 wat 9 is, en 3 tot die mag 3 is 27, 3 maal 3 is 9, maal 3 is 27. Nou kom ons kry 'n manier om te onthou wat beteken 3 tot die mag minus 1. Skryf die hele 3 tot die mag minus 1 op 1 as 'n breuk.
vat die mag dan onder toe en maak die eksponent positief. So 3 to die mag minus 1 is 'n derde. 3 to die mag minus 2, skryf hom as 'n breuk op 1. Hou 'n plek oor 1 bo en bring die hele mag onder toe en maak die eksponent positief. 3 to die mag positief 2. Dit word dan 1 op 9, so 3 to die mag minus 2 is 'n negende. Dieselfde, gaan 3 to die mag minus 3 eers op 1, dan gaan hy onder die lyn in en word positief, en die finale antwoord 1 op 27. Wat jy baie moeite mee moet doen is om te verstaan dat 'n negatiewe eksponent maak nie die antwoord negatief nie. Onthou, die brein sien daai minus en dan dink hy moet 'n minus hieronder iewers wees. Kry jou kop daarom en met tyd raak jy sterker. Onthou 3 to die mag minus 1 het 'n 3 in, dis net 'n derde, net soos 3 to die mag 1 'n 3 in het. Net so is 3 to die mag 2 en 3 to die mag minus 2 vriende. En so ook 3 to die mag 3 en 3 to die mag minus 3 is vriende. Die een is net 'n groot getal, hierdie een is net 'n breuk, maar albei het 27 in. Stop die video en kry jou brein net om hierdie 7 magte van 3. Van hier af en vir die volgende 2 video's gaan ons 'n groot klomp somme doen om te kyk of jy verstaan wat jy nou geleer het. Die opskrif gaan die hele tyd wees, vereenvoudig en skryf jou antwoord met positiewe eksponente. Die eerste een se antwoord is 1 op x tot die mag 4. Jy hoef nie hierdie te skryf nie. Tweede vraag lyk so. En sy antwoord is 1 op x tot die mag 1 a tot die mag 4. Volgende 2, 2x tot die mag minus 2. Ons kan alles op 1 gaan sit. Die 2 bly bo want hy het 'n positiewe 1 in die lig. Net die x kwadraat kom onder toe. Minus 3x tot die mag minus 3. Dit help om maar eers op 1 te gaan sit. En dan bly die minus 3 bo want hy het 'n klein enetjie daar in die lig. En hierdie mag met sy negatiewe eksponent kom onder toe en word positief. En daai minus kan bo, in die middel of onder staan. Stop so 'n bietjie die video en kyk of jy hierdie viertjies self kan uitwerk. Ja, die eerste een sal so lyk. Die volgende een sal so opeindig. Die derde een sal so opeindig. En hierdie een vereenvoudig gaan so opeindig. Net die e tot die mag minus 1 het boontoe gekom en die eksponent het positief geword. Die res het gebly waar dit was. In hierdie een gaan die 4 bly waar hy is, die t tot die mag 3 bly waar hy is, hierdie e gaan boontoe en hierdie x gaan ondertoe, saam met hulle eksponente, en die eksponente se tekens word net positief. Onthou, in tyd kan jy baie van die stappe in hierdie video uitlos. So vra hulle vir ons om hierdie 2 magte te deel, omdat die grondtalle dieselfde is, skryf ons die grondtal 1 keer neer en ons minus die eksponente. Versigtig hiermee, daai 2 minusse word saam 'n plus, en dan 2 tot die mag minus 3 plus 2 word 2 tot die mag minus 1. En om die eksponent positief te kry, sit ons hom onder 'n lyntjie met 'n 2 tot die mag positief 1. Finale antwoord 'n half. Die volgende som lyk so, x tot die mag 1 gedeel deur x tot die mag 5. Skryf die grondtal neer en minus die eksponente. Geef jou x tot die mag minus 4. Finale antwoord 1 op x tot die mag positief 4. Jy kan hom ook gekanselleer het en gesê het x gaan homself in 1 keer. Kanselleer 1 van daai x daaronder, dan word dit x tot die mag 4. En dit gee dieselfde antwoord wat ons met die eksponentwette gekry het. Ek stel voor dat jy gou die video stop en kyk of jy hierdie 8 antwoorde op jou eie kan uitwerk. Al daai antwoorde is 1, want hulle is tot die mag 0. Hierdie een moet jy eers binne in die hakkie uitwerk en kyk, die antwoord is 0 en 0 tot die mag 0 is ongedefinieer. So moet nooit net spring nie. Hierdie een is minus 1, want daar is 'n minus aan die buitekant saam met hierdie 1. Hierdie deel van die som is 1, ons moet nog steeds menigvuldig met die 3/4. Ons doen nog 2 sommetjies en dan is jy reg vir die volgende video. Onthou die 2, dit klein enetjie in die lig, en ons menigvuldig daai 3 met elke eksponent in die lig. Finale antwoord 2 tot die mag 3, x tot die mag 9, y tot die mag 6. Ons vereenvoudig die laaste een. Die minus wag. Daai 5 tot die mag minus 2 word 1 op 25. Finale antwoord minus 1 op 25. Tuisblief of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus aan op die kanaal. Indien jy in 'n soortgelyke probleem vasloop wat jy nie weet hoe om te vereenvoudig nie, kan jy vir ons 'n duidelike foto aanstuur na hierdie nommer toe, 'n duidelike foto van waar jy dit probeer het. Ons sal jou probeer help en so gou as moontlik vir jou 'n antwoord terugstuur. Geniet die negatiewe eksponente.